Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast. Ek en Arie het so 'n bietjie van 'n breek gevat nou oor die lang naweek, maar dis weer tyd om rugby te gesels. En Arie, ek vang jou so met jou een voet op die vliegtyg en verskeie omstandighede. Vandag is 'n ander dag as gewoonlik, so welkom terug. Ja, dankie Emil. Lekker om te gesels. Was 'n lekker sport naweek. Mens mis as die Suid-Afrikaners uitdraf, maar daar was genoeg emosie met Johan van Graan as afrigter en die emosie het ordentlik oorgeloop op 'n stadion. Maar goeie rugby geweest. Ek moet sê ek het nogal die naweek se rugby geniet, veral daai Bath en Bordeaux ene was goeie rugby. Maar sien uit na komende naweek dat die Suid-Afrikaanse spanne weer kan uitdraf. Maar lang naweek was ook lekker. Ja, net sê, terwyl jy nou praat van daai Bordeaux teen Bath, die groot gesprek natuurlik is Squeeze Rugby wat gesê is hy moet in sy ma se basement gaan sit en verder praat, want hy het nie rugby op die hoogste vlak gespeel nie. Nou wonder ek of jy nou moes rugby gespeel het op een van die fantastiese hoë vlak voor jy daaroor mag praat. En lyk my dit is nou die nuwe kwalifikasie. Ons vriend Tim Kokker van X-Chasers het ook gewonder of hy net maar moet opgee en loop nie. En toe het hy so van simbolies opgestaan en sy tafel verlaat en toe maar teruggekom. Die punt is net baie Springbok afrigters, Jake White onder andere, het nie rugby gespeel op daai vlak waar hy was onderwyser, het skool of rugby afgerig. Dink jy regtig mense het nodig om internasionale rugby te kom gespeel het om te mag praat daaroor? Ek dink nie so nie. Ek dink dit help. Ek dink dis natuurlik om daar te wees is 'n ander ervaring. So jy weet hoe dit is in die kleedkamer, jy weet die emosies en so voorts. In terme van kundigheid en wat gebeur op die veld, dink ek kan mens hoef mens nie noodwendig daar te wees nie. Van die beste kundiges wat ek ken in media, het nie noodwendig uitgedraf of op internasionale vlak gespeel nie, maar het 'n vermoë om te ontleed en te verstaan wat gebeur en wat moes en wat moes nie ensovoorts. Ek het een komiese ding, ons tyd is kort, maar een komiese ding wat ek so by was met coach Pieter de Villiers toe hy eendag by 'n afrigting toe een van die ondersteuners so oor die toue geleen en vir hom gesê maar hy wil vir hom raad gee oor rugby en toe praat hy met hom toe sê maar hy dink dit is hoe hulle moet speel teen die Britse Lions 2009 en maar hy het nou 'n klomp dinge en toe vra Pieter vir my hoekom moet hy nou na hom luister weet waar kom al sy kennis aan toe sê nee hy kyk al jare rugby so hy weet wat aangaan en toe sê Pieter vir my maar ek kyk ook al jare televisie, maar ek weet nie om televisie reg te maak nie. So dit is die so partykeer help dit en partykeer help dit nie, maar jy moet ek dink die daar wees en die diepte aan jou eie hamstrings gesmeer het ensovoorts help in 'n mate, maar ek dink die emosie loop nou hoog na die Bath een en dis die agtergrond. So die suspisie is mos nou daar dat die Franse weerhou beeldmateriaal, dis seker die sagte manier om dit te stel. En dan die ander suspisie is dat die kommentators van Bath nou te eensaidig uitgesaai het. Natuurlik ander mense kyk ook. So, maar ja, ek dink dit is 50-50 vir my, weet jy. Ja, dit help as jy daar was, maar dit is nie be all and end all nie. Ek dink van die beste analiste was nie noodwendig ouens wat toetsrugby gespeel het nie. So ek dink mense moet maar eers die ding bietjie van 'n afstand af kyk om 'n regtig goeie oordeel daarop te gee. Ja, ek bedoel, dis nie noodwendig dat jy weet ouens is ons nie, maar ons wat weet oor rugby praat, kom eintlik uit 'n ander hoek uit. Sien rugby op 'n ander manier. Weet en dit miskien komplementeer dit mekaar op 'n manier as jy my moet vra. Maar wat interessant was, die hele boei was gefees oor dat die persepsie was, veral na aanleiding van wat die kommentators gesê het dat die Franse TV-regisseur nie sekere van daai materiaal gewys het op die skerm nie, maar ons vriend Hugh Griffin sê hulle het wel daai videomateriaal vir die TMO gewys, daar in die bus of die trok wat hy daar buitekant die stadion gesit het. So hy kon dit wel sien en hy het wel op grond van al daai materiaal sy besluit kon neem. Die punt is dat hulle dit nie in die stadion gespeel nie. Jy weet, en die groot deel van die Franse persepsie vir die skeieregters is dat die skare intimideer hulle. Jy weet, die skare skreeu en steun en gil en skree en veral op TV-materiaal en hulle probeer altyd die skeieregter beïnvloed. Ons het dit self eerstens ervaar in die kwart einddaad teen Frankryk in die Wêreldbeker. En die feit dat hulle dit nie gespeel het nie, die skare soort van uit die ding uitgehaal en dink tog in 'n mate, dalk het hy alhoewel die TMO dit dalk kon gesien het dit tog 'n invloed gehad op die spel op 'n manier. Ek dink nie noodwendig die skeieregter het dit byvoorbeeld gesien nie, want hy kon dit op die skerm sien nie, dat dit moes tog op 'n manier invloed gehad het. Ja, ek dink as in Jose stelling maak my sin MW as dit is wat jy ook sê en daar was toegang dit is belangrike inligting weet as die TMO daar in sy deel waar die rugby kyk toegang het tot daai verskillende skerms of 2, 3, 4
soos die Engelse sê angles of hoeke kan kyk daarna, dan verander dit heeltemal. Ek stem saam met ons het albei al rugby gekyk aan Frankryk en dit is intimiderend en hulle is erger. Suid-Afrika maar dieselfde weet as daar kyk weer is met 'n 3 of teen jou of vir jou dan saag geboe of 'n geraas of wat ook al. So ek dink die skeieregters is ook mens, weet hulle tel die atmosfeer rondom hulle op en dit kan intimiderend wees. So ja, dit is daar is maar 'n spesiaal. Ek dink van ons eie kyk na toets rugby partykeer teen Frankryk. Onthou ek was daar baie keer dat ons almal ook half gesê het maar daar's 'n suspisie dat hulle van die hoeke of die terugspeel weerhou. Weet dit het al baie teëgekom. So daar is 'n suspisie ongelukkig. Ek het so 'n bietjie nagevors op die internet en daar is selfs in top 14 is daar 'n baie gegrom daaroor. So daar's eintlik al vir geskiedenis. Ek wil nou nie alles noem nie van 2018, 2019, 2020. Jy kan so deurgaan in super in hulle top 14. Soos 2018 Racing 992 teen Clermont was daar 'n insident wat presies dit was. Castres teen Montpellier 2019, Toulon teen Lyon 2020. So daar's baie voorbeelde van dat die Franse self met mekaar grom dat daar nie genoeg terugspeel is en dat daar teruggehou word. So die twee kanale, daar's Kanaal Plus of dink hulle noem hom Kanaal Plus en die ander een is Ligue Nationale de Rugby LNR. So dit is die twee wat maar daar betrokke is, maar hulle is gerespekteer albei. So op 'n stadium het ek oor die naweek gewonder of mense neutrale uitsaaiers moet kry of 'n neutrale regisseur moet kry soos wat jy neutrale skeieregter het nie, maar as dit is dat die TMO nou al daai toegang het, dan is dit nie 'n uitdaging nie. So ja, dis drie gevalle gewees op een speler op die 8ste man wat daar en al drie het gelyk of daar 'n kopstamp is, maar ek het nogal gedink dat ten minste 2 van die 3 was die moeite werd om net weer te kyk ten minste, maar dit was snaaks dat hulle na een van die 3 weer gekyk het nie. So dit is miskien 'n suspisie, maar Johan van Graan was laat nie gelukkig nie. So ek dink dit is 'n ding wat ons in ag moet neem en dit is net direk na die eindvletjie. So hy is eintlik vir my die grootste indikasie van wat daar afgespeel het. So ek het respek van 'n afrigter se emosie is rou 'n uur na die tyd. Ons was albei in baie media konferensies. Dis die moeilikste tyd vir 'n afrigter om te praat as jy verloor het 'n uur na 'n wedstryd en met mense vra jou snaakse vrae partykeer. So maar hy het 'n baie sterk opinie gehad rondom dit. Inteendeel, hy het baie hy het sy mond ernstig uitgespoel daaroor. Sover as wat 'n skeieregter 'n afrigter mag teenoor die skeieregters. Ek dink hy het net sy argument was heeltyd net hy net dit moet konsekwent wees en as daar suspisie is, speel vir ons soveel as moontlik van die kyk weer in en dat ons net 'n besluit kan neem. So ek dink dit was maar sy argument geweest. Hy sou net dit moet konsekwent wees. Die ander ding is jy moet vat van wie dit kom. Dis nie Eddie Jones hierdie nie, dis Johan van Graan. Jy weet, 'n baie besadigde jy weet geredeneerde ou Eddie Jones spring op sy perdjie en jy weet gaan te kere. As Johan van Graan so iets en dan moet mens tog stop en 'n bietjie luister. Vir my die groot ding was nie noodwendig dalk die skare nie. Ek het ook myself nie goed uitgedruk nie, maar die feit dat die skeieregter nie van daai materiaal gesien het nie. Hy het byvoorbeeld gesien dat Luco regop gestaan het en daai uitslag teen Burberry, die ou met die vreeslike hare, die ou nommer 8 soos jy gesê het. En dan kan hy dalk net volgende keer meer opgelet het daarna, maar nou het hy dit nie gesien nie. Jy weet, dit moet tog op 'n manier sy persepsie beïnvloed het deur die loop van die wedstryd. Ja, en dit is waar, ek dink van die kommentators ook gesê, die skeieregter is nou daarby, hy kry 'n gevoel van wat gebeur het, maar dis nie altyd net hy nie, ek dink dat baie van die gevalle, ek dink dis dig by die helfte waarskynlik kom van die lynregters af wat 'n skeieregter attent maak of iets en dan die vierde moontlikheid, die derde moontlikheid is natuurlik die TMO wat self betrokke raak en sê het iets raak gesien 2 3 4 stel dit terug, maar hulle is veronderstel om na die kyk weer te kyk en te keer dit en so ja, maar dit is maar altyd die emosie, weet dit is Johan van Graan het gesê hy dink nie sou 'n verskil noodwendig maak het in die uitslag nie, maar dit kon, maar ek dink sien dit dat die punteverskil groot terug was dit 'n 1 punt verskil links of regs dan is dit meer van 'n argument dalk. Maar nog steeds daai dinge het die vermoë om 'n wedstryd te swaai, weet, een geel kaart 14-13 en jy kan dalk 10 punte aanteken in daai tydperk en momentum kry. So dit het 'n effek. Ek weet ek dink hy weerhou homself, maar hy wil nie die hulle beskuldig dat hulle vir Bath die wen ontneem nie. Maar ek dink in die bus as hulle terugry en daar's geen kamera nie, gaan hy dit ek wil nie op sy hand praat nie, maar ek sal nie verbaas wees as hulle so voel nie. Ja, daar kom die Afrikaanse ding, die wil nie op sy hand praat. Dit is lekker. Mooi Arie. Wag altyd vir die lekker Afrikaners as wat jy so ingooi daar.
Dis my enigste manier dat ek dan veilig voel in hierdie gesprek. Wat bedoel jy? En Ek bedoel, dis 'n self- veilige plek hierdie man. Jy weet mos, jy weet Dit is 'n veilige nie gesprek. so veilig aan die kommentaar hieronder nie, maar ek en jy is veilig, moenie bekommer nie. Ja, dis waar. Hoorie, terwyl ons Dis dit praat, mense asseblief onthou like en subscribe hierdie kanaal, skryf in, maak seker jy word deel van ons WhatsApp groepie. Ek sit die skakel hier onder in die eerste kommentaar, dit alweer is die WhatsApp laat jou weet as daar nuwe video's uitkom of op Megafoon of op Praat wat Rugby, want YouTube stuur nie meer notifikasies wat nie meer kennisgewings uit nie. So mense weet omtrent nooit dat daar 'n nuwe video uit is nie. So nou probeer ons maar dit omseil. So dis lekker, jy gaan altyd weet as 'n nuwe dinge kom, as ons nuwe artikels plaas ensovoorts. En terwyl jy nou praat van artikels, onthou seker te maak, gaan nou ons webwerf toe, webwerf megafonrugby.com, dan teken in daar, dis gratis. Dan kry elke Sondag ons die Sunday briefing. Dis ons Sondag koerant as jy dit maar so wil stel oor rugby. Ek weet nie of jy dit gelees het nie, Arie, maar ons probeer daar so 'n bietjie ekstra doen as net video's en podcasts. Ja, ek geniet dit baie en dit is altyd lekker om te kry en ek dink dit is, ek het al voorheen ook gesê, dit is briljant saamgestel en dit is die week se perspektiewe en waarvan ek hou is die mense met die menings. Ons het net nou daaroor gepraat en van hulle het verseker nie toetsrugby gespeel nie, maar briljante menings. So en uiteindelik sterker mening is die manne wat al toetsrugby gespeel het. So van is siende van wat ons vroeër oor gepraat het. Ja, dit is 'n goeie samestelling, dit is 'n great samestelling. Ek geniet dit altyd en dit is lekker om my opsomming te kry en die kommentaar net weer in konteks te sit. Want die emosie wat ek daarvan nou is is dat as jy stof effens gaan lê het, dan kan mens 'n bietjie konteks kry, want ek vind myself ook weet 'n ou raak so emosioneel en op die eindvletjie jy soms loop 'n wedstryd nou teen jou en soms is dit vir jou, maar nog steeds albei kante toe is die emosie groot en baie eensaidig baie keer. So dis lekker om 'n ewewigtige kommentaar te kry in alle rigtings en dis wat ek kry in daai samestelling. So dis lekker. Dis presies wat ek nou van gepraat het. Ouens soos ek en jy bring 'n bietjie perspektief, né? As jy nou en ek dink dis tog wat ons probeer doen. Ons probeer maar altyd gebalanseerd wees. Ons het dit ook gehoor by van ons afrigters wat sê ons is gebalanseerd hier op ons twee kanale, Megafoon en Raakvat. So dankie vir daai een. In my geval, dis nou my huiswerk uit die weg geruim. Kom ons praat net gou oor die ander een, Leinster. Wat regtig vir my begin lyk na 'n span wat dalk al twee titels kan wen, né? Saterdag het hulle besonder goed gedoen, wat jy gedink. Ja, ek dink ook so en as jy luister ook na hulle afrigters ook na die tyd of Leo Cullen en wat Cullen daar is ook gesê het, ek dink hulle het verwys na Toulon wat eintlik in 4 rigtings van die wêreld kontrakteer en die wat hulle daar sê is hulle het ook vir 'n Nieu-Zeelander in hulle span, maar dit is omtrent al 'n beheerder Suid-Afrikaner, maar ek dink die Franse spanne het die voordeel dat hulle kan in die 4 rigtings van die aardbol kan hulle vir hulle 'n stit of 'n slot of 'n skrimskakel loophaal en begroting is nie eintlik 'n uitdaging nie en jy sien dit ook soos baie uit 'n baie sterk internasionale soos Ribbons wat speel vir Toulon byvoorbeeld ensovoorts is van die voorbeelde in die skrimskakel ook. So daar's 'n klomp sterk spelers in dit, maar ek dink Leinster hulle kry hulle momentum, dit lyk weer vir my na die Leinster van ou tyd. Baie kritiek wat veral na Jacques Nienaber toe gegaan het. Onthou in die begin van die seisoen het almal gesê dat hy speel 'n baie konservatiewe rugby nou. Toe hy help verdedigingsafrigter daai tyd by die Stormers was, het die Stormers effens meer konservatief, maar baie goeie verdediging gehad, maar jy het nog steeds vir Jean de Villiers en ek dink Jacques Fourie en Brian Banne en van daai spelers gehad wat vir dit kon doen, maar ek dink hulle begin die balans nou vind. So hulle speel goeie rugby, hulle speel wen rugby en hulle is nou gewoond om rugby te speel in wedstryde wat dit saak maak om te wen. Elke wedstryd te saak maak om te wen. Jy kan nog hier en daar glip in 'n rondom talie vroeg in die seisoen, maar nou hierdie kant van die kompetisie is dit eintlik in effek uitspeel vir die laaste 4 wedstryde nou. Jy speel vir plekke in nommer 1 tot 8. Jy speel vir tuis semies, tuis eerste plekke of tuis finale. So elke wedstryd is eintlik 'n uitspeel in die kleine en hulle speel goeie uitspeel rugby. Die vraag is nou het hulle genoeg diepte om nou op 2 verskillende kompetisies so hard te kan veg. Dit het ons ook al oor gepraat oor Glasgow Warriors wat daar 'n bietjie klei getrap het. Maar Leinster het 'n redelike groot groep en ek dink as hulle dit slim opweeg, interessant wees wat hulle gaan doen teen die Lions. Ek wil nie te ver voor uitpraat nie, ons gaan nog daaroor praat, maar dit is al waarskynlik sal hulle moet slim kies en van die manne miskien op die banke en hier en daar 'n man rus. Want die realiteit is ook jy kan nie as jy wil dink dat jy wil 'n kwartyn semi en 'n finaal is 3 wedstryde plus nog die 2 wat oorbly. So is 5 wedstryde wat jy moet bestuur plus die eindstryd in Spanje. So
So dit is 'n klomp rugby en jy wil al die wedstryde wen. So dit is dis 'n fyn balans, maar Leinster ek's baie beïndruk met hoe hulle speel. Ek's eintlik beïndruk hoe Ulster ook gespeel het. Ons sal nou by hulle uitkom. Maar Leinster lyk na 'n span om wat dit gemoeilik maak. Veral as jy hulle moet heeltyd speel in Ierland. Jy moet hulle op 'n manier met hulle in Suid-Afrika kry. Want ons speel te veel teen hulle aan die ander kant en uitspeel. En dit lyk my of hierdie jaar maar weer van dieselfde gaan wees. Hulle is mik op hierdie stadium na kyk wat in die leeu's gaan gebeur in die laaste wedstryd, maar hulle gaan beslis tuis kwartfinale hê. Waarskynlik tuis semi en ook waarskynlik 'n tuis eindstryd. So dit is 'n moeilike span om te klop weg, maar ons moet hulle probeer in Suid-Afrika kry. Ek dink dis die beste manier om hulle maar uit te skakel. Hoor jy maar jy's aan die Kaap, jy gaan die manne, die Stormers daar dat stik in hulle koffie as jy sê dat die Leinster gaan 'n tuis eindstryd kry, want Stormers is bo in die punte leer, man. Ja. Nee, verseker. Nee, ek is met jou daar. Ek dink die realiteit waarom ek dit so noem is dat die Stormers het twee moeilike wegwedstryde. So maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, dis nie 'n gegewe nie. En ek sê dit net oor dat ek nie vertrou dat hulle nie kan doen nie. Ek het totale vertroue in vir al die momentum na die Glasgow Warriors dat hulle dit kan doen. Maar net die realiteit is, die geskiedenis wys vir jou as jy twee Vrydag aande op daai kunsmatige velde gaan speel op aande daar in Europa, het die Stormers in die verlede daai wedstryd nie gewen nie, of hulle het nie eens 50% van hulle gewen nie. So jy vra hulle met albei wen. So hulle kan albei wen, maar dit is mens moet realisties wees dat hulle in die verlede gesukkel met daai wedstryde. Rito die voorspeler afrigter het in die media eergister gesê dat hulle het beter voorbereiding vir daai velde, hulle beter ontleed. En dit was my interessante gesprek MB, want hy het gesê dit gaan oor selfs die hoogte wat jy in verdedig, dit gaan die hoogte wat jy in dryf, dit gaan in die hoogte wat jy skram. Ek steeds van mening dat die goeie skram kry nie wat hy moet kry op daai velde nie, want dit is meer 'n geval van probeer net regop bly. Waar jy op 'n lekker grasveld kan jy lekker intrap en 'n skram. Daar is so risiko dat jy kan gly en jou knie op die grond sit en dis 'n strafskop teen jou. So baie van daai skrams het ek al gehoor het hulle gesê is amper 'n geval van kom ons bly net op ons voete, weet en skramdominasie kom minder deur ongelukkig. So ja, daar's 'n klomp goed in ag geneem, maar ek het dit vertroue daarom as ek weer so kan 'n versie of twee terug gaan vertroue dat hulle nommer 1 kan maak, maar ek is ook nie blind vir die uitdaging wat voor lê nie. Moeilik, maar haalbaar. Nou as ek praat van Stormers, kom ek brag 'n bietjie. Onthou asseblief om te kyk na daai onderhoud wat ons met Rita Glowani en Ben Jason Dixon gehad het. Dit is 'n absolute openbaring gewees. Selfs John Dobson het vir ons gesê hy het iets geleer uit daai gesprek het. So gaan kyk daarna. Dis baie goed. Ons het dit verlede Sondag geplaas. En nou wil ek vir sê mense, as alles uitwerk Sondag kan jy kyk na ons onderhoud met Sasha Feinberg en Gomezulu en Dawie Snyman wat met Harry Jones gepraat. Ek sal so af en toe net so 'n bulbom daarin gooi net om hulle almal weer terug te bring aarde toe, maar dis 'n groot ding om uit te sien. Ek sien uit daarna, wat dink jy? Ja, en dit is nog meer rede vir die wat kyk, soos hulle sê, subscribe en sorg dat jy op daai notifications kry. Nou praat ek al die Engels, maar dit is maar die internet, het my Engelse terme. Maar die ek dink net mense moet dit nie ligskat wat jy reg kry nie MW, want om toegang tot daai spelers te kry is nie algemeen nie. So die respek wat jy het in terme van om daai spelers beskikbaar te kry, wys ook, en dit is te doen met wat al van die vorige kere wat daar uitgesaai is, was die inhoud is goed, maar dis lekker om hulle te hoor. Dis die agter die skerms en dis waaroor dit gaan en die menings te kry. Daar's baie stories om te vertel. Ek dink elke franchise het sy stories om te vertel. So dis lekker om te hoor wat sê afrigter en spelers saam. Dis lekker. Hulle hou mekaar so 'n bietjie, dink ek, eerlik. As jy so met albei praat. En dis 'n lekker gesprek. Dit is nie twee hop. Een kan nie jok wat op die oefenveld gebeur nie. Ja. Ek natuurlik graag hoor wat sê Dawie Snyman, want hy was nie baie beïndruk met Hugh Griffin se ontleding van die Stormers nie. Jy moet hom 'n kans gee. Jy moet maar die lyn gooi. Jy moet nou kom sê wat hy dink hierso, ja. Luister, kom ons praat vinnig. Jy sê die Stormers gaan teen Ulster speel en dan teen Cardiff. Nou Ulster het dat deurgedring na die eindstryd van die Uitdagbeker, né? Die Challenge Cup. Ek bedoel, dit sê so iets, maar dit beteken ook hulle gaan elke naweek speel, né? So dalk hou hulle ook maar 'n bietjie van hulle spelers terug. Ek sien ek sê baie kort omdraai, hulle speel Vrydag aand. Nie so dalk die Stormers 'n beter kans het as dink.
Ja, ek dink tog so, ek dink Ulster is uitspeel gereed as jy dit so wil stel. So 'n moeilike wedstryd gespeel in die naweek. Elke wedstryd vir hulle is 'n uitspeel net om in die top 8 te bly. So verskon tog, ek dink wat ek in die wedstryd gesien het is dat hulle het hulle speel na hulle sterkpunte toe, weet Augustus op 8ste man speel goed, weet hy kry baie momentum daar, dan McLaughlin, ek dink dis mense op uitspreek, daai senter, groot senter wat vir Ierland ook speel, wat vir Smith ingehardloop het en na Ierland toets, wat hy's 1,93 kyk ek op die internet, 1,93. Wat sê van? McCloskey, ja. McCloskey is 1,93. Dit is amper so groot soos van die slotte en hy hardloop vir Smith ingehardloop. Ja. So maar hulle kry baie momentum daar, so dis 'n goeie speler, weet, en hy was al die Europese rugby se speler van die jaar of die kompetisie se speler van die jaar 2 keer gewees. So is 'n goeie speler. So ek dink daar's vir die Stormers uitdaging daar. Hulle sal moet seker maak dat wie ook al op 12 speel as dit Du Plessis is, hy sal daai kanaal mooi moet oppas. Maar wat vir my meer beïndruk het van Ulster MW is waar hulle wele geklop het. Want mense moet dit in konteks sien. Hulle het vir Exeter geklop en Exeter lê 4de op die Engelse punteleer. En dis nie 'n slegte span nie, weet. Hulle is net agter Leicester is, dink ek, Leicester het 52, Bath 58, Northampton 62, hulle het 49 punte. So hulle is 4de op daai lys wat baie kompeterend is in Engelse rugby. So hulle lê daar want hulle het hulle afgelope 2 wedstryde moeilike wedstryde teen Northampton en Gloucester verloor, 'n wegwedstryd teen Gloucester. Maar hulle het vir spanne soos Newcastle, Sale en ek dink vir Sale en Newcastle redelik gemaklik gewen voor dit. So goeie span Exeter. So dit sit my altyd in konteks. Jy moet kyk teen wie jy gespeel het en hoe jy gespeel het en wat jou uitslag was. So as Ulster hulle so kan wen, is dit 'n wekroep daar vir die Kaapse rigting. Maar ek dink die Stormers weet wat op pad is. En ek dink hulle trek kragte uit dat hulle het die wen teen Glasgow Warriors was 'n goeie wen. Ek weet Glasgow Warriors het ook so 'n bietjie ontwrigtend gewees, weet hulle teen Toulon gespeel en toe teen die Lions en klomp wegwedstryde en so voorts, maar nog steeds daai span wat opgedraf het in die Kaap teen die Stormers was 'n baie goeie Glasgow Warriors span. Goed afgerig ook. So ek dink die Stormers kan daardeur krag trek. Nou moet hulle wegspeel. Hulle het hierdie jaar baie goed gedoen weg. So dit is ten minste een wat almal hoop gee dat die feit dat hulle so goed gedoen het in die begin van die seisoen wys dat hulle kan aan hierdie 2 op wen. So hulle moet net sekundig oor daai Vrydag aand op hierdie sintetiese velde kom. Daar moet ek dink hulle werk baie daaraan, maar ek dink dit begin in 'n amper in die kategorie ingaan en weet dat jy dit sielkundig moet benader en sê maar dit moenie vir jou 'n kruk wees nie, weet, op 'n manier moet jy dit omhels, op 'n manier moet jy sê, okay, as ons dan sukkel op A, B en C werk aan en dis wat ek gehoor het van die afrigters. Hulle het gesê dat agterkom hulle dryf te hoog of te laag of hulle skramhoogte is nie reg nie, verdedigingshoogte is nie reg nie. Daar's 'n klomp goed wat jy anders doen op 'n sintetiese veld en dit is nie eintlik dieselfde as op gras nie. Daar's 'n rede waarom wêreldbeker eindstryde nie op sintetiese velde gespeel word nie. So dit is vir die tuisspanne bondgenoot, maar jy moet aanpas. En die Stormers moet aanpas. Dis interessant, want weer die Bullets my vroeg gesê hulle die veld is so verander, die veld is onder andere baie vinniger. Ek dink hy 5 tot 10 meter kan nie onthou per sekonde of per minuut of wat ook al was nie. So die spel is baie vinniger, die bal hop anderster of hy hop glad nie en die spikes gaan nie lekker in die grond in nie, weet daai tipe ding wat jy nou gesê het van die scrums en alles. So daar is goed wat hulle fisies na kyk en aanpas. Die Bulle daai strook 4G langs die veld by Loftus wat hulle ook op oefen. Hulle het eintlik geplan van die grasperk word al baie uitgehardloop want dit is nou al die personeel op en af hardloop deur het. So dit word ook so nou gebruik. Dit is interessant. Maar net van Ulster. Ek dink hulle het 'n probleem met diepte. Want kyk nou dag hy Lidl pak slaag gekry teen Munster, onthou jy? 41-14 as ek onthou. En ek dink dit was soort van hulle tweede span dat hulle kry droog gehou vir daai halfeindstryd teen die Dragons. En hulle het net maar 18-12 dinge gewen teen die Dragons. Dragons is ook nie 'n span wat die wêreld in die brand speel nie. Ek dink die Stormers het meer as 'n 50-50 kans om hierdie hierdie drif te trek. Ja, dis waar. Ek dink hulle diepte is nie goed nie, maar ek dink hulle beste 23 is goed en hulle het net voor die uitspeel het hulle 6 spelers teruggekry of daar was 6 op pad terug, 4 het gespeel. Ek kan hulle name onthou nie, maar ek dink al 6 is nou terug. So ek dink hulle is nou so goed as wat hulle kan in terme van hulle beskikbaarheid van spelers. So ja, ek dink hulle diepte, hulle gaan 'n 23 uitsit wat al 23 sal goed wees. Ek dink jy's reg. Maar hulle so 'n bietjie begin spelers rus en terughou vir
uitspel en so eindstryd. voort dan swaar gekry. So ek dink nie dit gaan die geval Vrydag aand wees nie. Net so op die veld ook, want die knoppies of die stats waarmee hulle speel is natuurlik ook belangrik. So dit is 'n heel ander ding, selfs die manne wat voorskram, die stitte speel ook met ander stats. Dis nie 'n skram stat nie, dis meer balans tussen skram en beweeglik wees. So tong en ek kies, kan jy indink vir die vat nou 'n kyk wat effens ook my en MB se ouderdom sal onthou. Kan jy indink MB spelers soos Flippie van der Merwe, Jan Lok en Tommy Loubser. Ek dink hulle sou op daai velde wou gespeel het nie. Ons wil net skram, as dit baie reën sal hulle speel, maar as dit droog dag is op daai veld dan Waar is die skram? Ja, net skram. En ek sê spikes nou, hulle hardloop, dis nou nie atletiekbaan nie. Toestats bedoel ek. Jammer mense, dit was net 'n glip van die tong geweest. Net vinnig gespreek oor die Lions. Hulle kon nou weer teen Leinster te staan en dieselfde argument geld hierso dink ek in 'n mate. Jy weet Leinster is nou gekwalifiseer vir die eindstryd, die groot ene, die kampioenebeker. Ek is seker hulle gaan nie hulle heel beste span in die veld stoot teen die Lions nie. Hulle gaan ook 'n bietjie terughou, seker te maak hulle het genoeg ammunisie vir daai eindstryd, want dis tog op einde van die dag wat tel. Hulle wil 2 titels hê. En hulle het derde op die punte leer. Hulle solank hulle tuis kwart eind kan kry, dink ek sal hulle redelik gelukkig wees. So ek dink weer eens as die Lions na enigstens 'n kans sou gestaan het, ek dink nie die Lions het nie 'n kans nie. Ek dink die Lions speel uitstekende rugby. Terloops, Ari, ons praat hierdie week met Rudolf Strali. Glo dit of nie. Dit is ietsie wat nogal interessant was. Dankie tog, ons het uiteindelik reg gekry om iets gereeld te kry daar. Net dit bevestig nog maar nou ja. So ja, ek dink die Lions het 'n beter as gemiddelde kans ook teen Leinster. Ek bedoel is dit die Greats die grootste span en hulle gaan nou in die eindstryd alles speel. Daar is 'n realiteit van hulle moet nou week na week speel en ek dink gaan hierdie wedstryd teen die Lions gaan hulle dalk 'n bietjie van 'n B-span in die veld stoot. Ja, ek het 'n vermoede dat dat hulle dit mag dalk teen die Ospreys meer van 'n B-span speel as teen die Lions. Dit hang ook af wat die naweek gebeur met die Ospreys. My Ospreys is tans 11de op die puntelys en ek dink hulle is uit. Ja, hulle is uit. So hulle kan in elk geval nie meer in die top 8 inkom nie. So so dit mag wees dat hulle belangrikste wedstryd van die twee tussen die Lions en die Ospreys is verseker die Lions, wat die Lions kan hulle nie onderskat dan bloot as gevolg van hoe die Lions die afgelope 5-6 wedstryde al 6 gewen het. En so ek dink hulle is ligtig vir die Lions en hulle durf hulle nie onderskat nie. So ek dink hulle sal my raaiskoot dat Leinster sal waarskynlik hierdie Vrydag so 90% gaan dalk en dalk 80%, 70% teen Ospreys in terme van spelers rus of so. Ja, dis nou voor die eindstryd. Jy's reg. Dis die 16de, die laaste ronde speel het in die Ospreys tuis. So dis ook tuis, so dit behoort vir hulle 'n bondgenoot te wees die tuis teen die Ospreys. So ek dink hulle is ligtig vir die Lions. Enige span wat nie ligtig gestaan vir die Lions nie maak 'n fout. So jy kan nie die Lions nou lig skat nie. So dit is en natuurlik die Lions het geweldig baie om voor te speel. So in die vorige kere dat die Lions by Leicester opgedaag het of Europa opgedaag het hierdie tyd van die seisoen was hulle ongelukkig nie meer in die top 8 gewees nie en dis anders nou. Weet nou is 'n heel ander span, daar's baie op die spel vir hulle. So hulle kan met 'n wen of 2 in die einde kan hulle nog kyk hulle het 'n moeilike toer. Dit is ek dink met Munster speel hulle laaste ene ook. So dit is moeilike 2 wedstryde, maar wen jy een van die 2 is hulle baie goed geleë op daai puntelys. Verloor hulle albei. Hang dit af wat met die ander spanne gebeur, maar ek dink hulle kan dalk nog steeds aan die top 8 maak al verloor hulle albei, maar miskien hulle sal die top 8 maak. Ja, sien al waar. Ja. Die hang dit af hoe hoog en weet en wie hulle gaan uitspeel. Ja, nee, ek sê die Lions is 'n ander span hierdie jaar. Ek sou graag hoor wat sê die Australië. Ek sien baie uit daarna. Ons gaan oor die Lions praat, mense. Dit is baie bly om te verneem. So die ander span wat ons beskuldig van word, is nie oor genoeg praat nie, is die Sharks, maar dink jy daar's veel om te sê nie. Al wat ek kan sê is die Sharks speel hierdie week teen Benetton en die Bulls speel volgende week teen Benetton. Die Bulls speel hierdie week teen Zebre en die Sharks speel volgende week teen Zebre. En die Bulls het 'n baie lekker Italiaanse fees wat hulle weer gaan hierdie week by Loftus hê, selfs soos laas jaar. Wat ek dink nogal lekker gaan wees, maak 'n hele ding van al die Italiaanse wedstryde, so maak seker jy woon dit by. Ek wil nie te veel draai daarop nie, daar's nie veel om te sê nie. Ek wil net vinnig met jou praat oor die junior bokke. En ons almal gehoor die bokke het nou die titel gewen en alles en toe skielik verander hulle die reëls. Nou is die bonuspuntstelsel anders, het jy dit gesien? Ek het na die puntlys gekyk en gewonder want die Junior Springbok het 10 punte en New Zealand 5 punte. So ek het ook gedink dat dit is ek het verstaan dat of ook gelees dat hulle dit nog so verander.
Maar ja, dit maak dan die naweek dan nou 'n grootte ten minste. Maar die jy kan my miskien reghelp. Ek het nie die totale verskil nie, want ek het na die puntelys gekyk en aangeneem dat Nieu-Seeland kan met 5 punte nog gelyk trek en nog steeds wen. Waar kom die bonuspunte in? Die bonuspunte is in die Sanzar toernooie. Word die bonuspunt toegeken vir as jy 3 of meer 3 meer as jy opponent aangeteken en nie as jy 4-3 gedruk het nie. Okay. En hulle dit nou intussen lyk my hulle het half binne in die toernooi verander sodat miskien kan die bokkies nie meer is hulle nie meer outomaties kampioen nie, want die All Blacks het verloor teen die Pumas. Ja, so as dit hang af wat die naweek nog gaan gebeur. En ek weet nie of dit nou 'n kunsmatige ding was wat ek al, maar kom ons praat net oor hoe die bokkies gespeel het. Is dit nou net vir jou indrukwekkend, Tina? Goeie genade. Hierdie name, jy kan sommer weet, hierdie is die name wat jy oor 5 of 6 of 10 jaar nog steeds gaan oor praat. Hierdie jong bokkies, weet dit, Riley Norton en daai manne is, jessie man, wat 'n briljante manier van speel is dit nie. En ons gaan ons bes probeer om met Kevin Voet te praat, so baie dit tussen my en jou. Om sê by the way, dis Afrikaanse kanaal mense, jammer. Jammer vir daai Engelse woordjie, maar ja, ek wat dink jy van hulle spel, die manier hoe hulle speel? Ja, ek dink wat vir my indrukwekkend is MB is dat ons onder 20 rugby ewe skielik speel waar jy voel hulle moet wees na aanleiding van die krag wat ons skoolrugby is en skoolrugby wys vir die kinders op 18 is. En dit was 'n frustrasie die afgelope 4-5 jaar dat ons al ewig gesukkel het teen veral Engeland se onder 20s en van daai lande en teen suidelike halfrond ook. Ek dink hulle is ons onder 20 kompetisie is briljant, so die spelers kom daardeur, maar dit wys ook net weer, ek dink ons begin die vrugte pluk van hou daarvan of hou nie daarvan nie, maar die manier wat skole rugby se top 20 skole professioneel afgerig word, vir al die top 10. En dit het die afgelope 5 jaar baie verbeter. So ek weet daar's kritiek daaroor. Baie mense sê dat die kinders nog bietjie speel is te professioneel. Ander sê dit berei hulle briljant voor. Spelers soos Marcus Miller, ek het hom in 'n onderhoud hoor sê, maar toe hy by die WP kom, toe weet hy van alles. Toe sê maar by die hulle doen presies wat hulle by gym gedoen het. Hulle kry video's, hulle kry hulle programme, oefenprogramme, dit is hulle speelpatrone, hulle dit wat hy by Pieter Rousseau gekry het, kry hy nou presies by die Stormers. So hy's gewoond aan daai roetine, hy weet presies wat om te verwag. So hulle word goed voorberei. So ek dink dit is ons onder 20 rugby is sterk. Die kwaliteit van spelers en wat vir my lekker is alle kulture. Dit was nog altyd dit 'n bietjie van 'n balans wat ons gesukkel het in ons land. En nou is daar sonder dat jy kan sê dat daar's nou 'n speler wat voorgetrek word of nie, daar's alle kulture kom deur en daar's sterk spelers in alle posisies. So ja, ek dink die diepte is daar's lekker om te sien dat hulle daai spanne so maar ek dink nog steeds hulle doen op onder 20 wat ons ook op die hoër vlak doen en het 'n vermoë om goed afgerig te wees. Jou strukture is goed, jou lynstaande skrams is goed, jou agterlynspel is ook goed. Maar iets wat moeilik is om af te rig is net eenvoudig om iemand te muscle. Ek weet nie wat is die Afrikaanse woord daarvoor nie, maar om jou fisies eintlik maar net jou skap af te druk, ja. En so we muscle, dit is 'n mate ook wat die Stormers reg kry het met Glasgow. As jy die beste gekyk het by die afbreekpunte, die drywe, die verdediging, alles voel dit of ons fisies of die Stormers fisies hulle oor was. So ek dink dit is die voordeel wat ons het met die 120s. Gaan natuurlik nog hulle moet nou hier verby die hekkie kom met die All Blacks. Wat lekker is lekker dat daar nou baie op die spel is. Maar dit is soos 'n toetsrugby. Dis jammer Marcus Miller se hand het nou seer gekry, so hom graag wou gesien het op 13. Barnos wat buite senter speel, ook vir die Maties, hy het ook op Paul Roos gespeel. So hy het vir Maties hierdie jaar gespeel. Ook 'n lekker senter. Ek dink Marcus Miller saam met Ethan the Tank sal 'n baie lekker kombinasie teen die All Blacks gewees het, maar sy tyd sal kom. Ek dink hy sal in die toernooi wat kom sal hy waarskynlik ingetrek word. Dis ek regs ek sê in daai paar minute wat hy vir die Stormers op veld was, het hy sy vinger gebreek, Marcus Miller. Ja, ek wou dit laasweek gesê het, want ons het gekyk hoe almal sy reaksie gekyk, hoe sy reaksie is op die eindvletjie en dan die heel laaste verdediging. Het hy sy hand seer gemaak. Ek weet nie of iemand op sy hand getrap het of wat gebeur het nie, maar hy het in die verdediging opgestaan en dit was sy linkerhand en hy het dit van die spanmaats gewys. So daar moes 'n merk of 'n trap of iets gewees het, maar is nie gebreek nie, is gekraak, maar nog steeds 6 weke. Maar so dis nou nie 'n groot, maar hy het ongemak gehad die oomblik toe die eindvletjie geblaas het, want ek nou juis gekyk na wat is sy reaksie en op die eindvletjie en gesien, maar hy het baie ongemak gehad. So dit is op die laaste beweging in die verdediging het hy seer gemaak. Maar ek vermoed daai tipe goed is maar tipies iemand het dalk
se hand getrap, dink ek, raai ek, maar hy het hom daar seer gemaak, maar dis net 'n kraak, dit is net 'n nie 'n totale breek nie. Dis maar 'n bietjie hartseer, Andrew Berg het gespeel met so 'n besering, maar hulle maak sy nie maar reg. Ja. Maar dit is al 30 jaar gelede, nou, kan jy dit oorvertel. 31 jaar, daai het hy in 'n duikbootkamer gaan sit of iets, ek kan nie eens onthou wat dit was nie. So daar kan hulle die vinniger herstel. Is dit hartseer? Ek wil nou vermis hy hierdie kampioen, die 3 nasies of 4 nasies wat ook al en alles, so die rugby kampioenskap. Ag, anyway. Harry, dit was lekker met jou te gesels. Ek weet jy's op die vliegtuig op pad terug Amerika toe vir 'n rukkie, so kyk wanneer ons weer gesels. So dankie dat jy vir ons tyd gemaak het, man. Ek waardeer dit. Ja, lekker. Lekker om te gesels altyd en sterkte vir al die Suid-Afrikaanse spanne in die naweek. Mag dit goed gaan. Dankie man.